Ons as mense is altyd geneig om na 'n veiliger omgewing te wil vlug. Nadat Moses die Egiptenaar doodgemaak het, het hy volgens Eksodus 2 vers 15 uit Egipte gevlug en in die woestyn gaan bly. Ook die profeet Elia het volgens 1 Koning 17 vers 3 gaan wegkruip, nadat hy die groot droogte aangekondig het. Kort na die Here Jesus se geboorte, moes sy ouers volgens Matteus 2 vers 13 na Egipte vlug, omdat koning Herodes hom wou doodmaak. En tydens sy openbare bediening was die Fariseërs volgens Matteus 12 vers 14 daarop uit om hom dood te maak. In Johannes 11 vers 8 waarsku die disippels selfs vir Jesus om nie na Betanië naby Jerusalem te gaan nie, want die Jode wou hom nog onlangs daar met klippe doodgooi. Nadat die Joodse raad besluit het om die Here Jesus dood te maak, lees ons Johannes 11 vers 53 tot 54, dat hy weggegaan het om in die woestyn te gaan bly. Dit was nog nie sy tyd om doodgemaak te word nie, en hy kon nie toelaat dat hy op 'n ander manier doodgemaak word, as wat God bepaal het nie. Daarom, toe die tyd reg was dat hy as die paaslam geslag kon word, het hy volgens Matteus 20 vers 17 tot 19 vir sy disippels gesê dat hulle nou Jerusalem toe moet gaan, sodat hy daar gegeesel en gekruisig kan word. Die Here Jesus het gekies om die pad van die kruis vir ons te loop. In hierdie tyd waar ons dink oor die kruisiging van die Here Jesus, moet ons besef dat hy hierdie pad gekies het. Hy het nie gaan wegkruip nie, maar doelbewus hierdie pad vir my en jou geloop, om in ons plek vir ons sonde en skuld te betaal. Kies jy openlik om God se pad vir jou lewe te loop, of kruip jy weg vir 'n dieper verhouding met hom, wat gekies het om die kruispad vir jou te loop?